Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek deel graag vandag met jou 'n storie oor 'n 8-jarige seentjie wat 'n groot invloed in my lewe gehad het. Ek het hierdie seentjie 10 jaar terug ontmoet, in die middel van sy stryd met bloedkanker. Ek het soveel lesse by hom geleer, maar ek deel vandag graag 'n storie met jou. So in die middel van sy behandeling, gaan kuier ek en Monique eendag vir hom in die hospitaal. En hy het so 'n oulike sin vir humor gehad. Hy het vir Monique gesê, kom sit by my, en gesê, ek kamp alweer 'n bietjie uit hier in die hospitaal. Maar daardie dag het ek nie geweet wat se les ek sal leer by hierdie seentjie nie. En ek het vir hom gebid, en dis 'n vreemde konsep, as die Here nie in jou hart vir jou oortuig om vir iemand te bid vir genesing nie, glo ek nie mens moet dit doen nie. En ek het net gebid dat die Here se wil in sy lewe moet geskied. En toe ons klaar gebid het, toe sê hy in 'n kalm, rustige stemtoon vir my, Tannie, weet jy dat ek een van die dae by liewe Jesus gaan bly? Ja, en ek het nie woorde gehad om hom terug te sê nie, want hoe kan hierdie seentjie van 8 jaar hierdie wysheid hê van hy het rustig geword in die wete dat hy dood gaan. En 'n paar weke later het my man hom begrawe, en ek dink die gedagte van daai dag sal altyd by my bly, en laat my altyd terugkeer as ek te besig raak met my eie dinge en vir myself vra, maar vind ek my rus in die Here? Vind ek my rus in die wete dat ek eendag by hom gaan wees? En ek wil jy vandag hiermee bemoedig. Die wêreld is so gejaag, ons weke en ons maande is so besig, maar vind jy jou rustigheid by die Here? Psalm 62 sê, dis waar ons hom behoort te vind, dis waar ons rustigheid behoort te vind. En daardie dag wat ek daai lesse in die hospitaal geleer het, sal altyd by my bly. Mag ons ook rustig weet dat ons rus kan vind in God. Ek hoop jy het 'n lekker dag hier.